Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sê kollegas. Met Cornelissen. Christel, drama om die verkrygingsproses. Drama. Elke keer wat meneer president Cyril Ramaphosa sy pen kry iemand 'n regsverteenwoordiger om dit te betwis. In hierdie geval gaan dit oor die wetsontwerp vir openbare verkryging. So wat die plan hier is om verkryging vir alle staatsdepartemente en staatsinstellings soort van te sentraliseer in een kantoor. So jy moet deur hierdie kantoor werk, hulle bestuur 'n database van wie dit is wat dienste kan lewer, goedere kan lewer. En wat die burgemeester van Kaapstad sê is, hy sê daar was prosedurele foute gewees toe die wetgewing verlede jaar deurgevoer is. Hy sê byvoorbeeld nie al die provinsies het 'n mandaat gehad om te stem daarvoor. En sy groot kommer is op plaaslike vlak, moet daar dikwels vinnig opgetree word. Weet as jy dink aan die Titanic, is baie moeilik om te draai wanneer jy sien jy's op verkeerde rigting. As jy 'n klomp klein rooi bootjies het, dan jy weet dan is 'n beter kans om vinniger van rigting te verander. En hy sê op plaaslike vlak is dit baie belangrik dat hulle self moet kan besluit wat hulle nodig het en dat hulle nie nog bureaukratiese rompslomp, soos die Engelse noem red tape, nodig het nie. Ek dink ons het nou al almal gesien dat so lomp, dit is nou maar my beste beskrywing, organisasie wat heel bo sit en almal hieronder sê wat hulle moet doen. Hulle is dikwels nie in voeling met wat verskillende instellings se behoefte is of wat hulle nodig het of wat beskikbaar is. En ek dink daarom is dit een van die redes wat hulle hof toe gaan en sê luister, julle kan nie aanhou om hierdie goed op ons af te dwing nie. Ons moet 'n mate van autonomie om te sê dit is wat ons nodig het en dit is wie ons dink dit kan lewer. So die stukke is reeds aan meneer Ramaphosa toe gestuur, weer 'n keer hof toe. 'n Mens sou dink dat as jy alles sentraliseer op een punt, daar beter kontrole sal wees, nie. Dat daar net sê minder mense verantwoordelikheid kan neem, so jy kan beter 'n oogie hou oor die mense wat die geld moet uitdeel. Maar die bureaukratiese rompslomp sê jy is die probleem. Ek hoor wat jy sê van beter oogie hou en die geld uitdeel. Jy moet onthou, hier sit jy nou weer eens op 'n goudpot en ek dink dit is baie mense se groot kritiek teen byvoorbeeld nasionale gesondheidsversekering is jy het hierdie een pot en jy het 'n handjievol mense wat gaan besluit wie deel uit, wie ontvang, wie kwalifiseer. Dit is gevaarlik. En die toekenning van begroting natuurlik van provinsie tot provinsie kan verskil. Dit is nie altyd noodwendig direk verbonde aan die inkomste van die provinsie. Absoluut. So dis dalk ook 'n element wat die DA in Absoluut. Kaapstad nou kyk. Ja, so hulle glo die wet moet ongeldig verklaar word weens die tekortkominge onder andere die openbare deelname, maar ook hulle wil groter insaag hê in hoe plaaslike regering bestuur word, waarvoor mense begrip kan hê. Die president het ons nou mooi vertel wat ons plig is gister. Hy het gesê dit is jou plig, almal se plig om in swart bemagtiging deel te neem. Ek wil ook graag hoor wat gaan gebeur as hy 51% van sy inkomste moet weggee. Nee, dit is nie vir hom nie, dit is meer dis 'n bietjie meer vir jou. Ekskuus, ja. Ja, so die president in sy weeklikse nuusbrief het gesê ons moet wegkom van die idee dat transformasie en groei teenoor mekaar staan. Ek dink hy is besig om te vereenvoudig of te oorvereenvoudig. As ons kyk na die laaste 30 jaar, dan kan hy dalk nou vir ons sê wat het gebeur. Het die land getransformeer? Hy sê baie groot vordering gemaak. Het die land gegroei? In hierdie stadium waarop staan ons groei 1%. Ergens is hier 'n disconnect tussen wat hy sê en wat in die land aan die gang is. Weet ons werkloosheid staan op ek dink 32,9%. Is 1 uit elke 3 mense in ons land wat werkloos is. So ergens moet ons stop en vir mekaar sê het die beleide van die laaste 30 jaar gewerk? Is mense getransformeer? As jy om jou rond kyk by 'n robot, sien jy dat die massas getransformeer is. Nou kom ek weer terug by die argument van wit Suid-Afrikaners wat 5 keer meer verdien as swart Suid-Afrikaners argumentshalwe. Ons val elke keer op dieselfde argumente terug. Ons is nie besig om, ek weet en dis presies wat daai wette sê, breed gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging nie. Ons moet kyk na hoeveel mense in hierdie land nie werk nie en ons moet hulle aan die werk kry. Nou moet ons vir onsself sê is die beleide wat tans in plek is breed genoeg. Doen dit wat dit veronderstel is om dit te doen. En as jy om jou rondkyk, kan ek nie sê, jy weet dat ons besig is om te slaag daarmee nie.
die eksklusiewe groep wat wel baat vind by hierdie wetgewing, bly 'n eksklusiewe groep. Dit bly. Die breë basisbemagtiging gebeur nie, omdat 'n eksklusiewe groep die heeltyd daarbey betrokke is. En daarmee kan die res van die mense, daar's niks daaraan te doen nie. Ons kan niks daaroor doen nie. Nee. Kyk en daar's 'n premie wat opgesit word op hierdie bemagtiging. So baie goed is baie duurder omdat daar bemagtiging by betrokke is. Maar dit kom terug by wat jy nou net sê, dis 'n handjievol mense wat bemagtig word. Dit is nie 'n breër groep nie. Ek twyfel baie sterk of jy gaan kan tender vir die lewering van moppe aan Eskom byvoorbeeld. Glad nie. Ek dink nie jy gaan regkom nie. Selfs al kan jy dit die goedkoopste doen. Weet jy moet ergens in ons land dit is dat jy moet gekoppel wees. Jy moet iemand ken wat iemand ken. Anders staan jy bakkant buite. Christel, dan is daar 'n tekort aan onderwysers in Gauteng en dit laat kinders in die steek. Dit is so. Hierdie is syfers wat gegee is in antwoord van vrae van die DA aan die Gautengse wetgewer. Verskoon my, so wat hulle sê, daar's 'n tekort aan 300 kodering en robotika onderwysers, 36 IT onderwysers en 35 RTT onderwysers. Nou vir die van ons wat tik gehad het op skool, hier is nuwe vakke. Ek kan omtrent net 'n muis beter oprei as my kinders, maar kyk, daai vingertjies is so vinnig. Die wêreld het verander. Alles gebeur op skerms en masjiene en rekenaars. En dit is belangrik dat ons kinders byhou. Nou kyk, wat hulle sê is, daar moet van graad R moet daar kodering vir kinders wees. Dit beleid bepaal dit. Hier kom ons weer terug by beleid. Jy kan nie sê, my beleid sê, graad R moet kodering as vak hê, maar ek het nie 'n onderwyser om daai vak aan te bied nie. Of 'n rekenaar, of selfs Of 'n elektrisiteit rekenaar, of elektrisiteit, of internettoegang. So ons is besig om hierdie ligkastele te bou en ons verkoop hierdie nywerheidsrevolusie aan mense en ons maak hierdie kinders in 'n tegnologies gedrewe wêreld groot, maar die basiese boublokkies ontbreek. Weet iets soos onderwysers en dit wat die DA sê en ek kan heel hartig daarmee saam. Ons moet belê in ons onderwysers, ons moet belê in infrastruktuur. Skole kan nie jare vat om gebou te word en dan staan dit half of dis op 'n vlei land en elke keer wat dit reën is halfte van die klaskamers onder water nie. Dit word nie voltooi nie. Ons moet die basiese goed reg kry. En dan kan ons begin kyk na hierdie goed. Maar ons soos wat ons nou aangaan is ons besig om ons kinders in die steek te laat. Ek dink die realiteit is ook ons praat van ongelykheid en transformasie, maar dit begin sekerlik dan op skool. Sekerlik om vir elke kind in hierdie land dieselfde kans en geleenthede te gee wat ons nie doen nie. Ons val 100% daarin. Want daar is ons praat nou van elektrisiteit, maar daar's skole waar steeds nie 'n gebou het nie. So kom ons begin dalk daar deur die skole te bou en vir elke kind 'n klaskamer te gee en vir elke kind die geleentheid te gee nie om 10 km skool te moet stap of 20 km of deur vallei en riviere te moet stap nie. Daar lê ons probleem. So as jy wil transformeer, begin by jou kinders en vir al die kinders die gelyke geleenthede te gee en vir almal dieselfde, ek weet nie, geleenthede en skills te kan skep en dit in hulle hande te sit om te sê, okay, goed, nou kan ons almal saam voortbou. Maar ons doen nie dit op hierdie stadium nie. En ons het so gereeld verstaan, sny ons aan of ons sny aan ons onderwysers of ons kritiseer ons onderwysers. En daar is ook soveel onderwysers wat in klaskamers staan wat nie opgelei is nie. So in plaas die hele tyd op te praat van met alle respek van ons kort meer wetenskaplik is, ons doen, maar ons kort ook goeie onderwysers. Gee krediet vir ons onderwysers, lei hulle op, gee meer aandag daaraan, so daai mense wat elke dag vir ure werk, vir die meeste van die tyd mense se kinders in hulle klas het, regtig daai kinders kan ontwikkel om 'n verskil in die toekoms te maak. Ek kan dit nie beter stel nie. Dit is onderwys is 'n manier om mense uit armoede te lig, hulle vorentoe te laat gaan, dit inspireer, dit verander lewens. En ons moet die basiese goed regkry. Wanneer geen om verskoning vra vir wat jy gesê het. Vir wat? Nou nee. Want jy het nou hier uitgevaar. Hierdie regter het ook gister uitgevaar en hy moet eergister, hy moes om verskoning vra gister nie. So Ek het niemand sleg gesê nie. Ek het gesê ons faal ons kinders en ons doen. Dis 'n Nee, mag feit. nie Jy kan opinie nie sê dis 'n feit. Dis nie laster as dit waar is. jy mag nie dit opinie is. hê nie, Jennifer. Die regter het ook 'n opinie gehad en nou moet hy om verskoning vra. Ja, maar die regter se vrou is kwaai. Ja. Dit is so, ons lag nou lekker. Shame. Hy het verlede was hy baie vies geweest vir een van die advokate wat gesê het hy kan nie maandag in die hof wees nie want hy gaan die Kamerads hardloop. Nou ek het moegerig geraak terwyl ek die Kamerads op die bank gekyk het. So ek het nou begrip vir iemand wat dit gaan hardloop het wat sê ek gaan maandag dalk nie heeltemal myself wees nie. Ek weet nie. Maar die regter was baie kwaad en hy het gesê, jy weet, jou persoonlike lewe kan nie inmeng met
hierdie hofsaak nie, hierdie saak gaan al jare aan. Ek dink hierdie man is dalk vreesbevange dat hy gaan doodgaan daar op die bench en dan is hierdie saak nog steeds nie afgehandel nie. Maar hy is van rasisme basies beskuldig en gesê, jy weet, want hy het basies swart regsgeleerde het vir meer gevra en 'n wit regsgeleerde sou nie die vermetelheid gehad het om dit te doen nie. Hy was in die moeilikheid daaroor en wat hy gedoen het is hy het teruggekom. Hy sê sy vrou het hom gesê. Sy het dalk net vir hom iets uitgelig wat in sy agterkop was. En gesê jy moet terug gaan, jy moet om verskoning gaan vra want hierdie was onnodig en ongevraagd geweest. En ek het dit aan teruggesien, het al gesê van die sportmense wat lekker goedjies gebruik en dan is hulle jammer na die tyd. In Suid-Afrika kan ons baie goed vergewe as iemand opreg jammer sê. Rasisme is 'n ding wat ons baie moeilik vergewe in Suid-Afrika, weet die skoene is aan hierdie voet, die skoene is aan daai voet. So ons vergewe nie altyd so ewe maklik nie. Hy het regtig gesê, luister, ek moes hierdie nooit gesê het nie. Dit was 'n fout. As julle wil hê ek moet myself verskoon, sal ek dit doen. Ek het respek vir iemand wat kan sê, nou, hy het dit nie in 'n brief gedoen en vir almal privaat gesê. Hy het gesê, hier is ek het droog gemaak, ek is jammer. En hy het onvoorwaardelik om verskoning gevra te sê, as julle enigiets teen my het of as julle my nog steeds kwaadlik neem, sal ek met grootste liefde terugstaan dat 'n ander regter oorneem. En ek dink dit is wat ons in regters nodig het en in mekaar dalk nodig het om te sê, luister, ek het 'n fout gemaak. Ek dink gewone mense vergewe baie makliker. Ek dink politieke partye kan byvoorbeeld weet sulke goed gryp en sê kyk hierso, rasisme is lewendig. Terwyl hier op voedselvlak mense maak foute, man. Almal maak foute. Hy het duidelik 'n baie slegte dag gehad. Dis presies. En ek dink ook die frustrasie van hierdie saak wat al jare voorsleep is heel moontlik opgebou. Hy sê ook hier's families betrokke wat nog steeds nie antwoord het nie. Dit gaan aan en aan en aan en aan. Dis 'n klomp goed bymekaar wat hom obviously gefrustreer het daai dag. Die feit dat dit vir ewig aangaan, die feit dat die prokureur, die regsverteenwoordiger, die vermetelheid het om te sê, hoor hierso, ek kom nie in nie, by the way, ek gaan bietjie draf. Sy het ook nie bietjie draf, baie draf. Hy gaan baie draf. Ek dink hy het 'n klomp goed gehad het om daai dag gekrap. Want ons almal het sulke dae en dan sê ons soms goed wat verkeerd is. En soos jy sê, jy tree 'n bietjie buite karakter op. Die gemiddelde Suid-Afrikaner vergewe mekaar. Ons hou nie teen mekaar nie. Dis dalk tyd dat ons almal bietjie meer deur die bank dit begin toepas. Vra om verskoning, bedoel dit onvoorwaardelik en vergewe. Dan beweeg ons aan. Beweeg ons aan. Ja. Christel, dan die president maak die skoenveter vas. Kyk, almal was nou nie ewe beïndruk met die president van ons gewees nie. So hy was by 'n winkelsentrum gewees en almal kom en hulle neem foto's en dit gaan net te lekker. En toe kom die dogtertjie vir 'n foto saam met die president en haar skoenveter is los, mamma, en hy sit sy foon in sy sak daar neer om haar skoenveter vas te maak. Nou moet ek vir julle sê, soms is die kommentare van lesers op berigte skerper as enigiets anders. Een van die lesers het byvoorbeeld gesê, terwyl die president nou onder is, moet hy soms sy eie sokkies optrek. Wat? Sjoe. Ja, sy het dit nogal ingeklim onder hom. Kyk, meneer Ramaphosa hy's 'n likeable ou. Hy's 'n karismatiese ou. Jy weet, en baie mense word baie kwaad. Vir my mense vir my kwaad en sê, weet, ek gaan nou nie sê wat hy nou al als genoem is nie, maar hy is 'n aangename. En ek dink baie keer dis al waar ons nou gepraat het, moet jy daai twee goed kan skei. En sê ag, sies, dit was sweet geweest. Dit is wat ek gedink het. Nou ja, een van die ander opmerkings was geweest, jy weet, hy maak veters vas, die res van ons met gordels intrek. Jy weet, so die mense is baie kwaai met hom. Ek dink as jy die negatiewe wil sien, gaan jy altyd die negatiewe sien. En ek stem saam, ek dink baie keer moet jy kan onderskei. Weet jy, 'n peer kan aardig wees, maar hy is besig om die land goed te regeer, miskien nie. Maar verstaan, was dit oulik dat hy iemand se veters vasmaak het? Maak 'n goeie veter vas, ja. Dis oulik, verstaan, hy was nice met iemand. Verstaan, 'n peer kan aardig met wees, maar dan bring hy 'n koppie koffie, was daai koppie koffie oulik? Ja, dankie, dit was 'n lekker gebaar geweest. Nee, maar ek verstaan. Dis baie keer moet jy net gaan. Ag ja, dit was oulik. Kan jy nou dink daai dogtertjie gaan enige mense sê die president van die land het my veters vasgemaak? Hy het net ander mense se 51% van hulle inkomste dalk na 'n ander plek toe geskuif, maar hy het daarom veters reggemaak. En vasmaak is goed. Hy's daai persoon. Hy is so kwaai, maak net koffie vir almal. Kom slag 'n keerliks nou dan. Van voor ons ketel toe gaan. Ek het myself nou al in Suid-Afrika baie plekke gereis en gesien hoe mense geen respek het vir wild lewe nie. In die mate van mense wat skilpaaie optel en hulle kar se kattebakke sit en dan jy weet en dan selfs by 'n volstasie
met groot bravado wys hoeveel skilpaaie hy opgetel het nou onlangs vir al die mense of mense wat trapsoetjies verkoop, verkeermannetjies by 'n stopstraat. Krimpvarkies. Dan dink jy dan klim jy uit en spreek hulle aan en dan moet jy vlug vir jou lewe. Daar is nou ook mense wat moes basies vlug vir hulle lewe wat presies nie dieselfde situasie was met 'n luislang. En is dit nie die mooiste slang nie? Ek moet ruiterlik erken Jy moet nou versigtig wees. Hierdie is 'n slang per slot van sake, maar ja. Is nie die grootste slang mense en ek weet nie of ek hom by iemand sou gryp nie. Ek sou dalk versterkings ontbied het. Hierdie was by Brits gewees, so iemand het die slang te koop aangebied vir R2000. Nou sê hulle, een van die vrae wat mense vra is, hoekom betaal jy nie net vir die kattebak vol skilpaadjies of vir die trapsiekie of vir die krimpvarkie nie? Nou wat hulle sê is, jy weet dit vererger die situasie, want nou gaan vang jy nog 'n slang, want daar is 'n mark daarvoor. Want ek het mos geld gekry daarvoor. So jy het geld gekry daarvoor. Nou hierdie mense ken die wetgewing baie beter as ons. Ek dink jy kan dalk in die moeilikheid beland of vir jou lewe moet vlug as jy ewe skielik iemand se skilpaaie uit hulle kattebak gryp. Hierdie mense is vertroud met die wet, jy weet, en dit is hoekom ons hulle moet ondersteun die werk wat hulle doen. So hulle het die slang, hulle basies beslag gelê op die slang en skrik ek my nou ijskoud. Jy sien, dis wat slange doen. Kan iemand my net waarsku dat jy nou video gaan speel? Dat ding is enorm. Grillies 'n bietjie. Maskas. Baie mooi slang, as mens vind, baie mooi slang. Hoe Van mooi is afstand. daai? Dan kan jy dink, ag nee, dit is wonderlik. Hierdie mense doen die Waar is Here jou se woorde? werk. Kyk, Waar is jou woorde, Kan ek vir die Christel? video ek kan nie vir die video, hierdie mense doen regtig die Here se werk. Hulle pas goedjies op. Wat baie mense, daar's so baie kameras en oral is slange om my. Hierdie baie lang slang is vrygelaat en hy of sy is nou veilig. Kyk, daar's mense wat dapperder is as ons. Ons moet hulle ondersteun. Bel, maak 'n bydrae, moenie net wegkyk nie. Die bewaringsgroep Critter Chronicles het die slang gered. Ja. Maar hulle moes onder andere ook beskerm word deur 'n sekuriteitsmaatskappy wat hulle al die pad tot by die polisiestasie moes vergesel vir hulle veiligheid, want die gemeenskap het hulle nie die daar aangespreek of aangeval daar waar die slang gered het, die man het agtervolg tot by die polisiestasie. En dis jong mense, Peer. Dis jong mense en dis hoekom ons met hulle leer. Hulle het gesê hulle gaan terugkom en dan gaan hulle vir mense verduidelik wat die waarde, en ek praat nie van kommersiële waarde nie. Alles moenie geldwaarde hê nie. Hier is waarde aan daai slang. Aan iets vir die En toekoms. daai slang in hierdie omgewing. Ek wil net sê dit gaan oor die bewusmaking dink ek ook baie keer. Ek dink uit onkunde uit doen mense baie keer leed aan die natuur of die diere omdat hulle nie weet presies, jy weet, hoekom daai dier daar spesifiek moet wees nie. En armoede kry die skuld vir baie van hierdie goed. Dus ek is arm, so hierdie slang kan vir my R2000. Nee, absoluut. Onthou, jy kan nie wilde diere sommer willy-nilly verkoop aan mekaar nie. Gebruik ook Engelse woorde. Jy het permitte nodig en jy het toestemming nodig vir alles wat jy doen vir die departement van omgewingsake of so van natuurbewaring. Of so moenie sommer net wild gryp en ontheem van hulle omgewing nie. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dis Christel Cornelissen, bly ingeskakel net en nou gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.